Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 9de November 2025. Ons erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit Klaagliedere 3 en die tema van die preek is Hoop op die verlede vir hoop op die toekoms. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 9, daarvan verse 1, 7 en 10. Ek sal van ganse harte Heer die wonders groot maak en die eer. Ek sing omdat ek in U bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Psalm 9 vers 1, 7 en 10. Ons bely ons geloof saam waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.
Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop. Die psalm wat ek opgegee het, se klank werk nie, so kom ons sing 'n bekende psalm, Psalm 38, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld, wil tog nie in toorn ontsteek nie, en U wreek nie, op my sonde en sonde skuld. As iemand net vir ons kan insit. Straf tog nie in ongenade my bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, daar's geen einde aan U liefde, U ontferming, U genade nie. Dit is ook waarom ons vandag nog hier kan wees, dat ons die voorreg het om hier by mekaar te kan kom, gelowiges saamgebind in een geloof in U. Ja, is maar een God, een ware God. En dit is U wat van ewigheid tot ewigheid daar sal wees. Here, ons dank U dat U ons hier byeen geroep het, om U te loof en te prys en te eer, maar ook om gevoed te word deur U woord. Dat ons ook hierdie week met nuwe krag kan ingaan. Dat ons ook hier kan groei in ons wysheid, in ons verhouding tot U. Ja, want wysheid is om U te ken. Maar Here, gee dan ook vir ons die krag en die energie, om dit wat ons hier hoor ook te gaan uitleef, daar waar U ons geplaas het, in die wêreld. By ons werke, by ons skole, by ons huise. Ja, maak nie saak waar ons beweeg nie. Dat ons die blye nuus, die evangelie, die nuus dat U Seun gekom het en vir al ons sondes betaal het aan die kruis, en so vir ons die ewige lewe verwerf het. Dat ons dit kan verkondig aan almal wat soekend is. Here, ons vra ook dat U tot ons sal spreek deur U woord. Dat U ook ons sondes sal vergewe. Ja, reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons sit, sing ons nou saam met Psalm 89, daarvan verse 1 en 6. Amen.
Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Klaagliedere 3. Klaagliedere 3 vanaf vers 1 tot 33. Klaagliedere 3 vanaf vers 1. Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou. Ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettinge aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my eenkant toe gekeer en verskeur, my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan en my 'n teiken vir sy pyle gemaak. Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet. Ek word uitgelag deur my hele volk, hulle sing heeldag spotliedjies oor my. Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my galbitter gemaak. Hy het my gruisklip laat kou, my in die grond getrap. Hy het alle rus van my af weggeneem. Ek het al vergeet van voorspoed. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dis goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig, miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontfer hy hom weer, want sy liefde is groot. Dis teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Vers 24 weer, ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. 'n Paar weke gelede het ons gehoor dat ons met 'n vaste hoop op die toekoms moet en kan leef. Ons kan hoop want ons het 'n sekere wete dat Jesus Christus weer op die wolke gaan verskyn om ons te kom haal, om tot in alle ewigheid saam met hom en die Vader en die Heilige Gees as drie-enige God op die nuwe hemel en aarde te woon. Maar broers en susters, dis makliker gesê as gedaan. Terwyl ons met daardie sekere hoop op Christus se wederkoms lewe, leef ons in 'n sondige wêreld, waar die duiwel soos 'n brullende leeu rondloop om te kyk wie hy kan verslind. Hy sal enigiets moontlik doen om ons wat hoopvol is, te verander in mense met geen hoop nie. Mense wat begin twyfel in God se nabyheid en teenwoordigheid. Mense wat vra, maar waar is God dan? Mense wat begin twyfel in God se almag en beheer in hierdie wêreld. Luister maar na die gesprekke tussen mense vandag. Daar is min mense wat nog hoopvol is vir die toekoms. Gesprekke is belaai met negativiteit.
Dit gaan oor die chaos in hierdie wêreld, oorloë, rampe, ekonomiese agteruitgang en verval van ons land, werkloosheid, die uitsigloosheid van die toekoms van ons kinders, ensovoorts, ensovoorts. En miskien gaan jy deur 'n persoonlike beproewing. Elke keer as jy dink dat jy jou kop kan oplig, kom die volgende beproewing. Soos een golf na 'n ander breek dit op jou en jy vra, waar is God? Sien hy nie wat van my word nie? Maar broers en susters, wat moet ons doen om ons hoop te hou op die toekoms as die Satan ons deur omstandighede hooploos wil maak? Wel, miskien moet ons dan eers weer 'n bietjie terugkyk in ons lewens. Ja, as ware teruggryp na ons hoop in die verlede, om hoop vir die toekoms te kry. Dat ons nog vandag leef, en dat die aarde vandag nog bestaan, is geensins vanselfsprekend nie. Ten spyte van die verval van ons land, van ons regering, van die ekonomie, van alles wat aan die gebeur is daar rede tot verwondering en dankbaarheid teenoor die Here. Ons het nog nie vergaan nie. Solank daar lewe is daar hoop. Ja, daar moet altyd hoop wees vir 'n kind van die Here, elke oomblik, elke dag, want ons het die belofte van die ewige lewe in Jesus Christus. En dit is die vastigheid, die fundament van ons bestaan. Selfs al gaan ons deur die ergste beproewing, selfs al is ons in die nood, selfs al lê die onsekerheid van die toekoms voor ons. Ons geloof in Jesus Christus as die Seun van God is ons fundament en hierin staan ons hoop ook sentraal. Ons moet altyd bly hoop op die Here se beloftes. Dit is ook hierop, op hierdie hoop, waarvan die digter in klaagliedere sing, te midde van die omstandighede, te midde van Israel se ellende, te midde van die volk wat in ballingskap was, maar tog staande gehou is. Ja, klaagliedere gaan oor Juda wat in ballingskap weggevoer is, en nou kla en kerm hulle. Hulle is bedroef en vra waar die Here was tydens al hierdie gebeure. Maar hoe gou het hulle nie vergeet nie. Israel was 'n volk wat voorspoed geniet het. Alles het goed gegaan. Hulle het net van tevore al die volke om hulle verslaan. Dit het ekonomies met hulle goed gegaan. Daar was net nie probleme nie. Wat meer is, hulle het elke dag in die tempel gehoor dat God aan hulle kant is. Dat hy hulle nooit in die steek sal laat nie. En hulle was oortuig dat dit waar was. Dit was hulle land, hulle tempel, hulle koning. Hulle koning was ook aan bestuur van sake. Alles was reg en in plek. Maar toe kom daar 'n ramp. Nebukadneser se oorlogmasjien kom en oorwin die stad. Die tempel word afgebreek en hulle koning word in boeye weggevoer. Van alles wat hulle wou gehad het hulle nou skielik niks gehad nie. Geen land, geen stad, geen tempel, geen koning nie. En hulle het gesê daar was ook geen God meer nie. God was nie meer aan hulle kant nie. Want as God aan hulle kant was, dan sou hierdie dinge mos nie met hulle gebeur het nie. Dan sou daar nie soveel smart, hartseer, stikkende harte, verlange na wat was gewees het nie. God sê hulle het teen hulle gedraai. Alles is verlore, niks sal ooit weer regkom nie. Daar's geen toekoms nie. Sal hulle ooit weer geluk en voorspoed kan hê sonder al die dinge wat hulle verloor het? Daar word in rou gekla en daar is 'n rede om te kla, omdat die toorn van die Here oor die volk uitgegiet is.
Die digter word 'n tolk vir die volk, waar elkeen persoonlik ervaar hoe die Here teen hulle draai, en hulle weet dat die Here ook volkome regverdig in sy optrede is. Hierdie man is op die punt om te vergaan van die ellende. Hy het vergeet van alle geluk. Hy's moedeloos. En in vers 18 bereik sy hopeloosheid 'n laagtepunt. Hy sê, ek het gedink dit is klaar met my, en my hoop op die Here. Maar dit is nie die laaste woorde nie. Daar's 'n ommekeer in vers 21, want hy dink aan die Here en wie die Here regtig is. Die Here is regverdig in sy oordeel en toorn, maar hy's ook 'n God van barmhartigheid, van liefde en van trou. En sodra hy dit weer besef en daarop fokus, dan weet hy, daar is hoop. Maar wat gee vir hom weer hoop, broers en susters? Net die Here se liefde en ontferming. God se liefde en genade. Ja, skielik dring dit tot hom deur. Ons het nie vergaan nie. Ons leef nog. Ja, ek kan selfs 'n klaaglied sing, met die Here praat en die nood van my en my volk betreur. Ons leef nog. En hy weet, dit is te wyte aan niks anders as die liefde en ontferming van God nie. Ja, die ontferming van God, sy barmhartigheid, sy goedheid en genade word hier in die meervoud geskryf, want daar is nie 'n einde daaraan nie. Ja, hy weet dat hy deel is van Israel wat ook onder God se toorn moes vergaan het. Hulle het dit verdien. Daar's alle rede om te kla. Maar nie in die eerste plek oor die ellende en die nood waarin hulle verkeer nie, maar oor die sonde van die volk. Die sonde van almal. Ja, sê die digter, ons het dit verdien. God is dus regverdig in sy optrede. Laat ons dus onsself blameer voordat ons beskuldiging tot God rig. Maar onthou wie die Here is. Onthou sy eindelose ontferming wat ons wil vergewe. Onthou sy guns en sy liefde, want ons het ons lewe net hieraan te danke. Sy genade ken geen perke nie. God se liefde hou nooit op nie. En die woord wat vir die barmhartigheid van God gebruik word, sy ontferming, word geassosieer met die moederskoot. Daar waar ons al gevoed is voordat ons gebore is. Daar waar jy as kind liefde en beskerming ervaar het, wanneer jou moeder jou styf teen haar vasgedruk het, op haar skoot getel het, om te vertroos. Ja, so is daar nie 'n einde aan God se ontferming nie. God se liefde breek nooit net af nie. Dit laat die digter dink. Dit maak hom weer warm. Dit gee hom hoop en perspektief te midde van sy ellende. Sy wanhoop en hopeloosheid verdwyn as hy deurdrenk word van God se eindelose liefde en trou. Ja, broers en susters, die Heilige Gees laat die digter hierdie dinge sing en neerskryf tot voordeel van die hele volk, maar ook vir ons. Want hy wil hê dat ons daagliks aan God se genade moet dink en ons eie klaaglied sal sing. Dat ons sal sing, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan die ontferming van God nie. So wil hy aan ons hoop gee. Hoop tydens ellende. Hoop ook in tye van voorspoed. Hoop elke dag, want die Here se ontferming is ook elke dag nuut. Elke oggend skenk hy nuwe voordele. God se genade is nooit ouer as 'n dag nie. Elke oggend is dit nuut en vars, want na vandag kom daar 'n nuwe dag wat sy eie probleme en uitdagings inhou. Maar solank God hierdie wêreld onderhou, bewys hy sy getrouheid, want hy dit beloof. Ons het nie vergaan nie. Die aarde bestaan nog.
Is ons nog daaroor verwonderd, broer en suster? Dank ons die Here genoeg daarvoor, vir sy nimmer eindigende liefde, vir sy nuwe medelee elke dag. Ja, sy toorn eindig op 'n stadium, maar sy genade nooit nie. Vers 6 het ons gelees, waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane, en vanmôre lag ek alweer, lees ons in Psalm 30, vers 6. Broers en susters, wees elke oggend verheug oor die nuwe barmhartigheid van God op daardie dag. Selfs wanneer ons omstandighede stormagtig is, en die nood ons druk, en daar blyk geen uitweg te wees nie. Verwonder jou dan as jy terugkyk in jou lewe, en die nimmer eindigende genade van die Here raak sien. En dit is presies wat die digter gedoen het. Hy het vorentoe gekyk, en al wat hy gesien het, was die ellende van die ballingskap. Net donker, net nag. Maar toe hy vorentoe kyk, en nie eers 'n skreefie lig in die donker sien nie, het hy nie opgehou om te hoop nie. Nee, hy het besluit om te draai, en terug te kyk. Wat sien hy toe hy na die verlede terugkyk? Hy sien hoe die Here elke keer gered het. Daar was soveel keer wat die Here die volk moes straf, moes uitwis oor hulle sonde, maar hy het nie. God het gespaar, en nie gestraf nie. Daarom breek hy hier in 'n loflied voor die Here uit. Deur die liefde van die Here sê hy, al is ons nou sonder land, sonder stad, sonder tempel, sonder koning, sal ons ook nie vergaan nie. Want daar is geen einde aan God se ontferming nie. Dit het God reeds bewys teenoor sy volk. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, maar behoue gebly, want dit is die Here se aard om medelee te hê met mense in wanhoop. Daarom kan die digter hoop, al moet hy wag vir die uitkoms van sy volk. Want sê hy, die Here is goed vir die wat geduldig op hom wag, vir wie bly hoop. Sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat sy kinders verlang in die ellende en beproewing moet verkeer. Mag hierdie gesindheid en hierdie geloofsbelydenis vandag ook in ons harte leef. Mag ons ook terugkyk vandag op ons lewenspad en raak sien hoeveel keer in die verlede God ons ook uitgered het, vir ons goed was, en daarom dit weer sal wees. Dat hy soos hy sy volk so verlies en hartseer en blydskap en hoop verander het, dit ook vir ons sal doen. Maar nog meer, mag ons as ons terugkyk, ook hom sien wat daar op 'n koppie aan 'n kruis gehang het. Vir ons sonde, dat hy na die kruis die graf oorwin het, die angel uit die dood uitgetrek het, sodat ons wat glo altyd by hom sal wees tot in ewigheid. Ja, daar is geen einde aan God se ontferming nie. Hy gee self sy seun. Hy oorwin selfs die graf. Daar's geen einde aan sy ontferming nie, want sy trou is groot. Daar's geen einde aan sy ontferming nie, want sy verliefde vergaan nooit nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie, want die Here verstoot nie vir altyd nie. Ja, daar is geen einde aan sy ontferming nie, want as God beproewing oor die mens gebring het, ontferm hy hom vinnig weer. Daarom, broer en suster, daar is hoop vir die toekoms. Hoop op die Here, want deur die liefde van God sal ons nie vergaan nie. Liefde wat ons vandag kan laat sê, saam met die digter van klaagliedere. Die Here is my lewe,
Daarom hoop ek op hom. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, ons as mense kan so gou hopeloos raak, so gou moed verloor. Maar vandag word ons weer eens uit die woord verseker, dat daar nie 'n einde is aan u ontferming, aan u liefde, aan u trou nie. O Here, dit gee vir ons soveel troos. Ja, dat ons met daardie beloftes ook mag lewe in ons stuimige wêreld. Ja, nie net die wêreld is in chaos nie, maar daar is ook beproewinge waarmee elkeen van ons worstel. Ja, u weet ook wat u oor elkeen van ons se lewens kan bring. En dan gee u vir ons ook die krag om dit te kan hanteer. Here, ons vra dat u ons sal vashou. Dat ons sal dink aan hierdie woorde wat vir ons op u woord opgeteken staan. En as ons nie 'n uitweg in die toekoms kan sien nie, dat ons sal omdraai en terugkyk. En wat net elke keer sien waar u ons gered het. Ons vasgehou het. Deure oopgemaak het waar ons gedink het daar is geen uitkomkans meer nie. Maar bovenal dat ons verder sal terugkyk na die liefde wat u vir ons gehad het en steeds het deur u seun te gee. Dat hy vir ons sondes betaal het. En daardeur vir ons die ewige lewe verwerf het. Here, en dit gee vir ons ook 'n hoop vir die toekoms. Want ons weet, Jesus Christus is weer op pad. Nou sien ons nie uit na daardie oomblik nie. Maar tot daardie dag aanbreek, o Here, hou ons vas. Dat ons elke dag u goedheid en genade besef. Alles wat ons so onverdiend uit u hand ontvang. Here, ons kan u net dank. Loof en prys. Ons bid dit in die naam van u seun, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 130, daarvan verse 3 en 4.
Tref je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Net die volgende afkondigings. Geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar, die 12de Johan Leroux, 13de Mia Loubser, 15de Carly Leroux en Tief Leroux, klomp Leroux. Baie geluk met al die verjaarsdae, mag die Here sy seën in die hand vir nog baie jare oor julle hou. Ons is dankbaar dat Dirk Coetzee se operasie goed afgeloop het. Ons bid ook vir hom spoedige herstel toe. Dan, daar's geen Bybelstudie vanoggend nie. Sal wel volgende Sondag hê. Dan ook herinner ons aan die potjiekos. Dit klink my daar's 'n hele paar potte wat nou al ingeskryf is. As jy wonder waarvoor jy gaan punte kry, kan jy 'n vormpie daar in die konsistorie kom kry. Dan sien jy waarvoor alles punte gegee word. Dit lyk vir my of dit 'n lekker dag gaan wees. Met ook speletjies vir die kinders. So kom geniet asseblief daardie dag saam met ons. Dis die 29ste November. Saterdag. Dan lyk dit vir my, dit is omtrent al. Ek wil net gehoor, ek sien nuwe gesigte daar. As ek reg is dit Koekemoe. Ja. Daar sê. As julle my net so, as ons die uitstap, sal ek julle gou ontmoet. Baie welkom by voorbaat hier by ons. Dankie. Lekker week vir elkeen. Daar is tee.